iets om aan vas te hou. 1 Petrus 1 vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop. Elkeen het iets nodig om aan vas te hou. Gesels net bietjie met mense, dan kom jy baie vinnig agter waaraan hou hulle vas wanneer hulle na die toekoms kyk. Party mense sal praat oor hulle omstandighede en as die omstandighede goed is, van hoe seker hulle is dat hierdie goeie omstandighede sal voortduur. As die omstandighede waarin hulle is uitdagend is, dan sal hulle praat oor die hoop van hoe die omstandighede kan verander, want ernstig glo hulle dat omstandighede die deurslaggewende faktor in hulle lewe is. Ander mense sal weer praat oor wat hulle kan doen, die suksesse wat hulle al bereik het, hoe hulle in verskillende moeilike omstandighede opgetree het om tog uiteindelik ten spyte daarvan iets suksesvol te kon bereik of iets suksesvol te kon afhandel. Wanneer jy dan dink hoe hierdie mense of met omstandighede of in hulle selfvertroue staan en na die toekoms kyk, kan jy verstaan waarom hulle dikwels angstig na die toekoms kyk. Want wanneer ons iets nodig het om aan vas te hou, het ons iets nodig wat die toets deurstaan en die toets vir hoop. Die toets vir hoop is permanensie en deurlaatbaarheid. Met ander woorde, hoe sterk is iets? As ons praat oor permanensie en ons toets dit aan omstandighede of ons toets dit aan ons eie vermoë, dan kom ons baie gou agter. Omstandighede is veranderbaar. Eie vermoë is veranderbaar. En dit is dalk die groot rede waarom mense dan met 'n angsigheid na die toekoms kyk, want terwyl hulle hoop op omstandighede, hoop op iets wat hulle self kan doen daar binne, weet hulle in hulle hart van harte dat dit nie verseker die suksesvolle uitkoms sal bring nie. En dan weet hulle ook dat dit is maar 'n wensdenkery. Want dit is nie so sterk soos wat hulle gedink het dit kan wees nie. En hulle beheer oor hulle eie lewe en om hulle eie uitkomste te verseker, is nie so vas soos wat hulle gehoop het dit moet wees nie. Petrus is bewus dat gelowiges partykeer 'n wêreldse baadjie aantrek. Dat wanneer ons na die toekoms kyk, wanneer ons soek na iets om vas te hou, iets wat ons hoop noem, dan kyk ons partykeer na omstandighede of ons kyk na onsself. En nou herinner hy vir gelowiges, maar julle het iets wat meer permanent is. Julle het iets wat sterker is. Julle het 'n hoop wat gewortel is in die opstanding van Christus. Jy al gewonder wat beteken gewortel? Wanneer jy na jou lewe kyk en jy sien die oppervlakte van jou lewe en jy dink aan jou lewe as 'n boom en dan sien jy maar jou lewe het 'n effek, dit staan ernstig, partykeer is dit in moeilike omstandighede of klipprige grond, maar jou lewe is daar. Wat onder die grond is egter wat tel. Waarin jy gewortel is wat tel. En wanneer ons in Christus gewortel is, dan beteken dit twee dinge. 1, daar vind ons vastigheid en ons voeding. Daar vind ons die bron waaruit ons lewe en die plek in die lewe waar ons nie net toevallig is nie, maar ook deur die wil van Christus geplant is. Dit het ons daar. En die tweede ding is dat die vrug wat ons in ons lewe voortbring, is nie die vrug van ons eie boom nie. Dit is die vrug van die wortel. En sit en dink vir 'n oomblik van hoe jou lewe die manier is, hoe Christus sigbaar word in die vrug van jou lewe. En vrug is die simbool van hoop, want dit bevat die saad van die volgende geslag. Partykeer dan is daar so 'n frase in die Bybel en dan verstaan ons nie altyd wat daardie frase beteken of al die implikasies daarvan nie. As hy praat hier van 'n hoop wat beter is, van 'n hoop wat meer permanent is, van 'n hoop wat sterker is, dan sê hy daardie hoop is gegrond, gewortel
in die opstanding van Christus. Wat beteken die opstanding van Christus dan vir gelowiges? Dit maak dat hulle die toekoms met entoesiasme en vertroue kan binnegaan. Want aan die opstanding van Christus is daar beloftes vir elke gelowige gekoppel. Die eerste belofte is dat soos Christus opgestaan het, so sal jy ook uit die dood uit opstaan. Dit is ooglopend dat die ewige lewe vir jou bedoel is en dat daar 'n vaste erfenis vir jou in die hemel is wat hierdie wêreld nie van jou kan wegvat of iemand nie van jou kan vervreem nie. Dit is vas en dit is seker, maar dit beteken ook meer. U sien, die opstanding was Christus se oorwinning. Dis die bewys van die oorwinning oor sonde. En daardie belofte van oorwinning en daardie belofte van die opstanding, dit is die belofte wat vir jou ook geldig is, sodat jy weet dat in jou lewe die sonde ook oorwin sal word. In jou lewe die goeie ook oor die kwade sal seëvier, dat jy die oorwinningslewe het om te leef. En dit is 'n belofte. Nie net vir een dag nie. Dit is 'n belofte dat jy vandag kan vat, dit in jou gedagtes kan plaas en jou hele lewe daarvolgens kan inrig met die seker wete. In Christus behoort die oorwinning oor jou eie lewe reeds aan jou. Daar's 'n tweede belofte. En die tweede belofte is die belofte van vernuwing, herlewing. Sit en dink vir 'n oomblik aan die liggaam van Christus nadat hy opgestaan het uit die dood. Dit was 'n liggaam, waar sy liggaam wat gekruisig is, die wonde gedra het van die doringkroon, van die geeseling, van die kruisiging, tot die dood toe gewond is, het die hernuwing gekom dat hy van Jerusalem tot na Galilea kon loop. Net die volgende dag, die nuwe liggaam. Hy kon eet saam met die disippels, maar hy kon deur deure beweeg, en dan kon hy hier verskyn en daar aan baie meer mense verskyn, 500 gelyk, getuig Paulus. Dink aan die beter kwaliteit opstandingsliggaam wat hy gehad het, in terme van die liggaam wat gekruisig is. Om 'n idee te kry van wat vernuwing beteken. Om te sê dat daar in jou lewe iets absoluut niets voorkom deur die opstanding van Christus. Dit beteken dat dit maak nie saak waar jy begin nie. Dit maak nie saak hoe ver jy van God is nie. Dit maak nie saak hoe moeilik jou omstandighede is nie. Dat in jou lewe is die vernuwing van die Here besig om te werk. Sit 'n bietjie en dink wat geloof in die opstanding beteken. Ander dag gee ek vir 'n klein dogtertjie 'n pakkie saadjies en sy moet gaan plant. Dan kyk sy na die saadjies en sy kyk hoe die saadjie lyk en dan kyk sy na die prentjie van die blommetjie en dan lyk dit vir haar nie presies dieselfde nie. Dit lyk eintlik heeltemal anders en sy kan nie glo dat hierdie saadjie wat so klein is en so lelik lyk, so 'n mooi groot pragtige blom gaan word nie. En sy plant dit. En daardie tyd wat dit onsigbaar is, daardie tyd wat dit onder die grond is, glo sy wat dit wat daaruit gaan kom, die pragtige blom is. Dis hoekom daar verband tussen geloof en hoop is, twee kante van dieselfde munt. Dat in jou lewe wat partykeer 'n saadjie is wat onooglik is en moeilik is en ergens begrawe is, jy vertrou dat God besig is om te werk daar waar niemand sien nie, maar waar jy weet. Sodat dit wat uiteindelik in jou lewe voortgebring word, dit wat in die toekoms gaan wees, iets gaan wees, nie net waaruit jy gaan lewe nie, maar iets wat waarde het vir jou kinders, vir jou man, vir jou vrou, vir jou ouers, iets wat waarde het vir jou mense en vir jou vriende, iets wat waarde het vir jou gemeenskap in die wêreld waarin jy leef, dat dit in jou lewe iets is wat God voorberei het. En dan is daar die derde belofte van die opstanding. En dis iets wat ek nie verstaan nie, maar dis iets wat in die Bybel staan. Dat dieselfde krag wat in die opstanding werk, is daardie krag wat in jou werk. En dit gebeur deur die Gees. Jy sien, wanneer daar
'n hoop op die opstanding van Christus gegrond word, dan gee ons erkenning dat ek in my lewe nie in staat is om alles self tot stand te bring nie. Dat ek nie in staat is om my eie sonde te oorwin nie, of nie in staat is om myself eers te kan verbeter nie, maar wat in my lewe gebeur, die getuienis sal wees van wat God besig is om te doen, want dit is sy krag wat in my lewe werksaam word, en dit is sy krag wat die deurslag gaan gee. En as omdat ek weet hy in my lewe besig is, dat ek absoluut seker is van die oorwinning wat die hoop van die opstanding vir my sal bring. Jy sien? Baie keer dink ons dat ons kort hoop. Baie keer dink ons dat ons lewe is vol van baie ander dinge. Maar ons moet net iemand kry met ons te praat om ons hoop te gee. Ons moet net 'n stukkie Bybel lees om vir ons hoop te gee. Dit is nie waar nie. Jy sien, dit is reeds daar. Die opstanding van Christus het reeds plaasgevind. Die beloftes wat God gemaak het, uit die opstanding uit wat na jou roep, het hy reeds gegee. Die geloofsoortuiging dat God aan sy beloftes getrou is, dit dra jy reeds. Dis jou anker in die verlede, maar wanneer jy dan nou vorentoe kyk in die toekoms, dan moet jy die vraag antwoord, in watter rigting beweeg die beloftes van God jou? Jy sien, 'n myner maak nie goud nie. Hy maak groot klippe klein, en in daardie proses ontdek hy die goud wat reeds daar is. En die beloftes wat reeds daar is, en God wat in jou lewe reeds werksaam is. En dit beweeg jou in 'n rigting. En as jy dan kan sien, maar daar het God se krag gewerk, of daar is God se beloftes wat ek kan sien, besig is om deur te skemer of waar te word, is die vraag wat jy moet vra, maar hoe? Wat is die prentjie wat God voor my sit? Wat is die prentjie op daardie pakkie van die saad wat in my lewe gesaai is? Wat is God besig om te bewerkstellig in jou lewe? In watse rigting beweeg die beloftes van God vir jou? Jou lewe is baie meer werd en beteken baie meer as net dat jy 'n oorvloed positiewe emosies moet hê. En sê, maar daarom is ek gelukkig. Jou lewe het betekenis. Dit het betekenis nie net vir jouself nie, dit betekenis vir die mense rondom jou. En dit betekenis vir God. Want jou hoop wat geanker is, beteken jy is geplant en jy het 'n spesifieke plek in die lewe, jy het 'n plek in jou gemeenskap, jy het 'n plek in die koninkryk van God. En daardie beloftes van God beweeg jou om daardie plek vol te staan. En soos wat die blom 1000 maal meer is as die saadjie, is die rigting en die droom en die gedagte wat God oor jou lewe het 1000 maal meer as dit wat jy vandag hier sit en dink. Daar is 'n interessante aspek van die opstanding van Christus, en dit is dat dit mense in beweging bring. En daarom moet jy vra, waarmee moet ek besig wees? Wat moet ek doen? Wat is ek besig om te bou? Sit en dink vir 'n oomblik daaraan oor hierdie hoopwerk, dat die lewe gee vir jou hierdie klomp Lego blokkies, party groot, party klein, party skeef, party 'n bietjie gekraak, party maak seer, as jy daarop trap, dan skel jy. Maar daardie Lego blokkies lê sommer daar, en partykeer probeer jy self maar 1 of 2 blokkies aan mekaar sit, net om te kyk of jy tog nie maar 'n prentjie wil vorm nie. En dan is hoop. Hoop is daardie plan wat op die Lego box aangeteken is. Hoop is daardie plan. En dan begin jy om daardie blokkies in te rig. Volgens daardie plan. Is nie altyd maklik nie. Is nie altyd lekker nie. Jy weet nie altyd hoe nie. Maar wat weet jy? Dat in daardie plan het elke blokkie 'n plek. In daardie plan het elke lewenservaring betekenis.
En daardie plan kan jy die hand van God sien, van die kleinste gedeeltjie van jou lewe tot die grootste, van die mees vreugdevolle gedeeltes van jou lewe tot jou diepste hartseer, maar alles het 'n plek in die plan, en dis wat hoop is. Dat elke gedeelte van jou lewe die bydrae sal maak tot die betekenis wat jou lewe het. En dit is veronderstel om jou opgewonde te maak. Dit is veronderstel om jou entoesiasties te maak oor jou eie lewe, sodat jy weet, my lewe nie verniet is nie, maar dat jou lewe ook sal tel. In die wêreld daar buite, wat hulle hoop sit op dinge wat alles verbygaan. In 'n wêreld daar buite, wat wanhoop regtig ken. In 'n wêreld daar buite waar selfs al bereik ek die hoogste sport met die meeste sukses, verlang ons nog steeds, omdat die siel leeg is, die lewe hol geword het, daar geen permanensie in is nie, geen deurdrenktheid is van betekenis nie. In daardie wêreld moet jy leef as iemand wat hoop ken. As jy nie die hoop vir jou kinders kan wys of kan gee, vir jou vriende kan wys of kan gee, vir die gemeenskap kan wys of kan gee nie, sê vir my, wat het ons dan as gelowiges om vir die wêreld aan te bied? Lewe as mens van hoop in 'n wêreld van wanhoop. Dan is jy lig. Amen.